Baie dankie om Joppie en Kerkraad, dis 'n groot voorreg vir ons om hier te wees. Dankie vir elkeen wat gekom het. Ek sien die kollekte word het nou nie by die poppe opgeneem nie. Kan die Kerkraad net na die tyd. Ek het nog gesê daar's poppe, né? OK, nee, julle weet nou niks nie. Maar goed, ek gaan net hierso vir die poppe. Hulle is bietjie skaam en hartseer. Maar ja, ek sien nou daar was nou nie veel kinderliedjies hier so. Is dit okay as ons 'n kinderliedjie sing? Sal die Kerkraad my ek sien OK, hulle is nou nie hier nie, so hulle gaan nie ja sê nie. Ek sien soms namens hulle. Ja, ek sit Jaken daar by Brakpan gemeente, so ek sien nou ja. Julle net die maatjies mag staan, die ouer mense mag nou nie staan nie, hoor, maar julle mag maar saam sing. OK, gaan julle gou opstaan. OK, julle moet nou maak asof julle baie gelukkig is. Sit terug. Is julle nie gelukkig in die kerk? Oom Vis is so lank. By the way, my naam is Oom Vis, meeste mense ken my as Vis. Dis 'n groot voorreg, die AEB staan vir die Afrika Evangeliese Bond. Het julle my boetie gesien op Oom Elmar en Tannie Nettie? Dis my boetie. Hulle sending in Japan, hè? Ek weet ons lyk nie na mekaar nie, maar dis regtig my boetie. Dis 'n groot voorreg om hier te wees vir julle. Ons is sendinge, ons travel die hele wêreld en dan verkondig ons die evangelie van Jesus Christus en ek gaan met julle liedjies sing. Okay. Die liedjie se naam is die vrotpampoen. Wat sê dit nou? My God so groot, kom julle met baie seksluis as julle so groot. Okay, is dit reg? Ja, julle mag nie staan nie, maar julle mag nie bewegings doen soos in tannies, okay? Julle mag nie baie seksluis, okay? My God is so groot, so sterk en ken jy die moves nie? Julle moet die moves doen, kom ons draag geweg. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Die berge maak hy, die riviere daarby, die see en alles daarin. Mooi. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Ok, julle kan maar sit, julle lyk baie hartseer. Jy moes dit gesien het van die vooraf. Hey papas, ek is blou om in die kerk te wees, ek weet nie van julle nie, spesiaal as daar sulke verrassings is. Weet julle wat is 'n verrassing? Ja, en hierdie verrassings is baie skaam. Ja, pop is baie skaam as kinders raas en hardloop hulle sommer weg, né? My kinders as hulle raas en hardloop ek ook weg, né? Ja. En hierdie een pop se naam is Aapstert. Kan julle Aapstert sê? Aapstert. Ek gaan tot by 3 tel dan roep ons gou vir Aapstert. Okay, jy moet nou roep, okay? Dis 'n kerk met julle kan die dak en lig met julle roep. Ons gaan ons probeer. Kan jy Aapstert sê, Choma? Okay. Ek was net ingelig deur my gewete agter. Dis nie Aapstert, dis Bob John. Ken julle vir Bob John? Hy het twee boeties, die een was John, die ander was Bob en toe bly net John oor, Bob John. Okay, so Bob John, as ons tot by 3 dan roep julle vir Bob John. Okay, 1, 2, 3. Bob John! Slaap jy so laat op 'n Sondag? Mag jy dis kerkdag doen? Kom ons probeer weer. Bob John, hè? 1, 2, 3. Bob John! Oh, Ruben. En laaste keer. 1, 2, 3. Bob John! Hallo julle! Hoekom maak julle my wakker? Dis dan so vroeg. Ja, dit was 'n lekker slaapie. Het julle ook lekker geslaap? Ja! Maar, nou dat ek wakker is, is ek sommer lus om bietjie met my maatjie te speel. Het julle dalk vir Aapstert gesien? Okay, ek gaan gou vir Aapstert gaan soek, okay? Aapstert, waar is jy? Waar's Bob John? Ek wil hom skrik maak. Aapstert, waar is jy? Ek kry hom naras nie. Kom maar, maatjies, het julle dalk vir Aapstert iewers gesien? Ja! My genade, daar skrik ek amper myself in 'n hartaanval in. Jy het nou baie lekker geskrik. Aapstert, jy kan nie my so skrik maak nie, maatjies. Is dit mooi? Ja.
Aan wie se kant is julle nou? Tog. Maar luister hier. Opstert. Ja. Ek wil vir jou 'n geheim vertel. Okay, kom net hier my oor. Daar was die naweek in die bos. 'n Geheim, wat? 'n piknik. 'n Piknik? Die maatjies gaan hoor. Hulle mag nie hoor nie. Maak so opgewonde. Ja, maar hulle mag nie hoor nie, want dan gaan hulle ons geheim steel, né? So by die piknik het hulle lyk my sweeties agter. Sweeties! Maar jy het daarom nie ore nie, man. Luister, maar ons moet nou hier in die bos gaan soek vir sweeties. Gaan jy saam met my gaan soek? Ja, kom ons gaan soek in die bos vir sweeties. Okay, maatjies, julle mag nie dit gehoor het nie, né? Julle het niks gehoor nie. Okay, gaan jy regs? Wat se kant is nou weer regs? Regs, dan, okay, ja, regs, dan gaan ek langs. Is dit reg? Okay. Bye. Bye, maatjies. Sweeties, kry nie sweeties. Waar toe gaan hulle? Dis 'n verrassing. Hulle moet nie weet. Stop secret. Hoërgraad wiskunde. Lekker mieliepitte. Wie van julle hou van mieliepitte? Njam, njam, njam. Ek hou baie van mieliepitte. Njam, njam, njam. Oor is lekker. Eet julle mieliepitte? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, lekker, dis so lekker om te jam. Hallo maatjies, ek is om 10. Hoe gaan dit met julle? Luister, ek is besig om te jam. Inkie, wat maak jy? Ek eet, moenie my kom pla nie. Njam, njam. Inkie, jy gaan mos verskriklik vet word as jy so baie mieliepitte eet. Jy kan nie so baie mieliepitte eet nie, jy gaan vet word. Maar dis lekker. Wat moet ek anders doen? Jy moet 'n bietjie 'n koppaljong en dan moet jy 'n bietjie jam saam met my. Nee, ek wil nie gym nie. Is baie lekkerder om mieliepitte te eet. Maatjies, dink julle dit is slim om so baie mieliepitte te eet? Hoor jy, Inkie, jy kan nie so baie mieliepitte eet nie, jy gaan verdrink as jy in die water swem en so vet. Maar is lekker. Ai, ou Inkie, wag. Ek dink ek moet jou op my oefenprogram sit. Kom ons begin sommer nou dadelik en gaan stap ons so 'n bietjie hier in die woud. Dat jy net bietjie vetjies braad. Okay, maar niks harde oefeninge nie. Nee, net stap, maar jy moet byhou, hoor? Okay, hier gaan ons. 1, 2, 3. Kom, vinniger. Vandag is dit 1, 2, 1, 2, kom, roer jou. 1, 2, kom. Oh, stop, Inkie. Hoekom stap jy nou so vinnig? Wat is hierdie? Aardappelslaai. Dit is Nie iets wat ek kan eet nie. dryfsand. Maatjies, weet julle wat is dryfsand? Dryfsand is baie gevaarlik en Inkie, dis nie iets waarin jy kan dryf nie, hoor jy vir my? Okay, maar mag ek dan glad nie in dit inklim nie? Nee, Inkie, moenie vir die maatjies sê nie, maar arme Hasie is laasweek in die dryfsand oorlede. Want as jy in die dryfsand inklim, dan sluk dit jou sommer in. Wat? Armosie? Ja, dis tragies. Oomblik van stilte. Toe maar, is verby. Okay, maatjies, hierdie dryfsand is bitter gevaarlik. Weet julle dit? Ja. So mag ons daaraan speel? Nee. Maar Inkie, weet jy wat dink ek nou? Jy ken maar so Bob, John en Opstert. Hulle is altyd besig met nonsens. O, hulle is baie stout. So ek dink ons moet hulle gaan waarsku. Maar wie gaan dan die dryfsand oppas terwyl ons weg is? Kan ons die maatjies vra? Sal julle kyk? So as iemand naby kom, dan skree julle, stop, gevaar! Kom ons oefen dit gou. 1, 2, 3. Stop, gevaar! So as iemand in die dryfstand beland, is dit julle skuld, né? Jy moet watch. Verdrag. Okay, julle moet nou baie mooi oppas, né? Ons gaan gou vir Opstert en Bob John soek. Okay. Jop, nou loop jy vinnig eentjie, kom. Opstel!
het iets gekry hierso. Kom, ek het iets. Kom, ek wys jou. Kyk wat het ek gekry. Ek wil ook hê. Ja, maar die maatjies mag nie kry nie, né? Julle het niks gekry nie, né? Mag jy so lieg? Het julle niks gekry nie? OK, maar ek gaan nou 'n bietjie eet. Ek wil ook hê. OK, hier kom hy. Dis lekker, né? Ooh, hulle moet weer piknik hou en hulle sweeties vergeet. OK, gee ek soek ook nog bietjie. Ja, okay. Vandag. Kry jy die plastiek? Wat gaan met die oppies? Wil jy nog hê? Ja, gee terug. Ek wil nog hê. Njam. Nee, maar jy eet nou heeltemal te veel. Ja, maar my maagie is groter as joune. Ag, is nie man. Maar luister hier, gooi 'n bietjie terug laat ek dit vang. Okay. 1, 2, 3. Gatapatata, wat het nou gebeur? Jy het nie my sweets gevang nie, nou het ek niks meer nie. Dit het net hier in die modder geval. Ek gaan dit gou gaan haal. Okay, maar jy moet dit vinnig Geval! Hæ? Hulle praat sommer nonsens, gaan kry my sweets wat jy verloor. Daai ding. Nee man, julle wil nou net nie. Julle gaan nou later my sweeties hier kom haal en julle is nou net spoilsports en bullies en lelik met ons want julle dink julle is die beste en julle wil ons sweeties vat. Julle praat net nonsens man. Ja, gaan. Maar ek wil dit gaan haal in die modder en nou sê julle dit mag nie. Dis mos nonsens. Julle wil dink net julle is beter as ons. Kan ek maar gaan opstart? Ja, ek dink. Hulle praat net nonsens. Ek sal net my klein toetjie insit en dan haal ek hom vinnig met my klein toetjie. Ek het 'n lang klein toetjie. Koi. Ja, maar net nie heeltemal inklim nie. Ek dink hulle praat nonsens. Hey, dit voel Voel jy die sweeties? dit voel lekker glibberig, maar ek strek daai toon, maar ek voel niks nie. Opstart. Is jy seker dat dit hier in die modder geval? Ja, jy het dit nie gevang nie. Dis al waar dit kan wees. Wil jy nou sê dis my skuld? Sies, jy is ook altyd lelik. Wag. Okay. Nee, die gat is baie diep. Ek dink ek moet maar liewers uitklim opstart. Is dit reg? Okay. Ons sal dalk nog kan gaan soek vir nog sweeties. Okay, ek gaan nou uitklim. 1 2 3. Kry kom jy nie. Wat's fout? Wag. Dink 'n bietjie aan 'n plan. Dit lyk of ek vassit hier binne. Wat moet ek doen? Moet ek my maag intrek? Trek in jou maag, trek in jou maag. Hoe het julle nie gewaarsku Jy nie? het te veel sweets geëet. Ja, o ja. Hulle het jou gewaarsku, pompoen. Nee, maar hulle het my nie gewaarsku nie. Ek sien julle jok. Okay, wag, ek gaan my toon op my toon trek. Ek kan dit dalk help. 1, maatjies, dalk moet julle saam met my tel. 1 2 3. Dit wil nie werk nie. Ek suk net al dieper. Bob John, tel met jou been op en klim uit. Dit wil nie werk nie. Opstart, ek word iemand wat my kan help. Trek gee jouself van jou oor. Dalk werk dit. Ek is nou 'n bietjie bang en nou val ek ook in. My ma sê ek het nie ore nie. Gaan roep vir kameelperd uit te laag. Dank asseblief opstaan. Okay, maar jy moet nie weggaan nie. Nou kan die sweeties alleen eet as jy dit kry nie. Ek kan Die groete vir Hasie daaronder. Ek gaan vertrek. Hasie is moeilik. Help, roep gou saam met my help. Kom jou perd! Help, kom hier man. Help. Wat is fout hier? Ek vertrek maar gou. Wat het jy gedoen, Bob? Help hom met die vra nie. Hulle het my ingehaal. Kameelperd, dit was daai maatjies het my ingestamp. Jy moet nie sulke goed doen nie.
Ja, ek is jammer, Kameelperd, dit was eintlik my eie skuld. Ek het gedink ek is sterker en hulle het my gewaarsku, maar toe klim ek in die dryfsand en toe sit ek vas. Dis baie gevaarlik. Jy moet liewer na waarskuwings luister. Ja, dankie dat jy my kom help het, Kameelperd, maar ek dink ons moet nou vir Abstart ook gaan waarsku en vir Eentjie en vir almal. OK, kom ons gaan. Bye, maatjies. Oeh, die apies wat so stout is. Was jy al ooit so stout dat jy nie geluister het vir iemand nie? Ja. Jy sê sommer jy hele liggaam sê. Jy sê jy is nog steeds besig. Nou weet, het julle nie vir 'n apie gewaarsku nie? Nou ek het nie geluister nie. Ek het nie gehoor, ek dink ek het baie mooi gehoor. Daar's iets anders fout met apie, né? Hy het nie ore. Het julle ore? Ja. Kom ons sing gou 'n lekker liedjie, die wyse man. Die wyse man. Waar kom julle nou vandaan? Okay, hulle slaap nou weer, né? Okay, kom staan gou weer as jy was die wyse man. Wat het die wyse man gedoen? Ek toe maak ek maar. Die wyse man, nie die dom man nie. Die wyse man is baksteen, nee, kom terug. Okay. Die wyse man by sy huis op die rots. Die wyse man by sy huis op die rots. Die wyse man by sy huis op die rots. En die reën het neergeval. En die reën val neer en die vloed styg op. Die reën val neer en die vloed styg op. En die reën val neer en die vloed styg op. En die huis op die rots. Hy is vas, nee, maar wat het die dwaase man gedoen? Die dwaase man bou sy huis op die sand. Die dwaase man bou sy huis op die sand. Die dwaase man bou sy huis op die sand. En die reën het neergeval. En die reën val neer en die vloed styg op. Die reën val neer en die vloed styg op. En die reën val neer en die vloed styg op. En die huis op die sand. Plat. Nou gaan jy op plat val. Sit plat. Sit plat. Tannie Red moet ons bietjie verduidelik waar gaan die poppekas. Sommige vir lapella. Ken jy vir lapella? Sak om my sak. Baie los. Okay, maatjies, het julle die poppekas geniet? Ja! Nou dink julle ons wat sendelinge is, het al die pad hiernatoe gekom om net vir julle hierdie lekker storie te vertel? Ja, ons het, maar daar is 'n les agter hierdie storie. Nou wie van julle kinders kan vir my sê, waaraan laat die dryfsand julle dink? Quicksand, okay, maar iets anders, ja? Aan die bose, okay, nog iets? Sonde, baie mooi, jy het baie mooi daai koneksie gemaak. Sonde. Nou wie kan van julle kan vir my sê wat is sonde? Ja? Iets verkeerd doen? Ja, nog iets, wat dink jy is sonde? As jy vloek? Ja, nou kom ek gee gou vir julle 'n vinnige, maklike definisie en ek wil hê julle moet dit saam met my sê. Sonde is alles wat ek dink, wat ek sê en wat ek doen wat God se wet breek. Dis 'n maklike definisie om dit maklik te onthou. Kom ons sê dit gou weer. Sonde is alles wat ek dink, sê en doen wat God se wet breek. En kan iemand wat sonde het in die hemel gaan? Nee, want God is heilig, né? So ons het 'n probleem. Wat se sonde doen ons baie keer in ons gedagtes? Dink gou mooi. Wat se sonde doen ons baie keer wat ons dink? Ja? Okay, nee, maar in jou gedagtes. Wat doen mense baie keer in jou gedagtes wat sonde is? Ja? Dalk is iemand haat.
Nee? Daar's iemand by die skool en jy haat daardie persoon. Jy sê dit dalk nie met jou mond nie, maar jy dink dit in jou kop, nee? Verstaan julle daai tipe sondes? Of jy dink vuil gedagtes, nee, dis sonde. Okay, wat is goed wat ons doen met ons mond wat verkeerd is? Julle het nou van dit gesê, maar nou is dit die mond? Ja, as jy lelik praat met jou maatjie, dalk boelie en afkrakend praat met iemand, ja? Vloek. En dan met ons hande? Iemand klap, ja? Middelvinger wys? Steel? Ja, dis alles sonde. Nou, hoe kon Abster of Bob John self uit die modder uitkom? Nee, hy moes roep. Help. En weet julle, daar's 'n versie in die Bybel wat sê, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Kan ek self uit my sonde uitkom? Nee. Nou, om dit bietjie beter te verstaan, gaan ek vir julle 'n storie vertel. En hierdie storie se naam is Frikkie en sy swaai. Nou, ek gaan net kyk of, hy werk, baie mooi. So, daar was 'n seentjie en sy naam was? Frikkie. Well done, jy het geluister. Nou, Frikkie was 'n soet seentjie en hy was baie lief vir sy skool. Wie van julle hou van julle skool? Hou jy van jou skool? Ek's bly want ek's jou juffrou. Skool is lekker, nee? Nou, Frikkie was by 'n baie lekker skool gewees. En hy het lekker gespeel by die skool. Sy mamma het vir hom 'n lekker nuwe skooltas gekoop. En eendag toe hy by die skool kom hy nou nie werk nie. Wat het ek nou verkeerd? Daar kom hy. By die skool was daar iets wat Frikkie baie van gehou het om te doen. Wat is jou gunsteling ding om te doen by die skool? Rugby te speel, ja. Hockey te speel. Nou, hy het by die skool 'n swaai gehad. En dit was die coolste swaai wat hy nog ooit op geswaai het. As jy op hom swaai, dan voel dit of jy sommer so bo oor die aarde sweef. Dit was 'n lang swaai met sulke lang toue en Frikkie was mal oor sy swaai. Eendag kom hulle by die skool. En Frikkie is in die moeilikheid, want hy het beklei oor die swaai. Hy het gedink die swaai behoort aan hom. Maar behoort die swaai aan hom? Nee, en hy is toe in die moeilikheid en die juffrou praat toe met Frikkie. Die juffrou was 'n baie goeie juffrou. En sy besef toe maar Frikkie het eintlik 'n probleem. Frikkie het nie vir Jesus in sy hart nie. En die juffrou begin toe om vir Frikkie te vertel van die hemel en die hel. En sy sê toe vir Frikkie, Frikkie, as jy gaan aanhou om te lewe soos wat jy lewe, gaan jy nie hemel toe gaan nie, want dit wat jy doen is sonde. Jy's bekleierig, jy's moeilik. En so het Frikkie toe aangegaan. Ek kan my volgende. En die juffrou lees toe die versie vir Frikkie. En daar staan, hulle sal dan in die ewige straf ingaan, maar die wat God se wil uitgevoer het in die ewige lewe. En daar hoor Frikkie toe van die ewige lewe of die ewige straf. Het julle al gehoor van die ewige lewe? Dis as ons in die hemel vir ewig saam met Jesus gaan wees, of die ewige straf. En Frikkie, wie van julle wil vir ewig gestraf word? In die hel is daar soos die poel van vuur waar ons vir ever eintlik straf gaan kry vir die sonde wat ons gedoen het. En Frikkie besef toe, nee, maar hy wil nie hel toe gaan nie. Wie van julle wil graag hel toe gaan? Nee, ons wil nie hel toe gaan nie. En Frikkie besef toe, maar hy moet 'n plan maak, want hy wil nie hel toe gaan nie. Ons kan my volgende. En Frikkie stap huis toe, maar sien julle arme Frikkie se gesig? Hy lyk bekommerd, want hy besef hy het 'n probleem. En hy kort nou 'n oplossing vir sy probleem, en hy stap huis toe, en hy kom toe by die huis, en oupa is daar. En hy en oupa praat, en hy vertel vir oupa wat gebeur het by die skool, en hy vra vir oupa, maar oupa, ek weet nie hoe om in die hemel te kom nie. En oupa sê wel, hy het laasweek het hy 'n fliek gaan kyk, en as jy 'n fliek wil kyk, wat kort jy om in te gaan? 'n kaartjie, 'n remote. Vandag se kinders 'n remote. As jy by die movies wil gaan kyk in die mall, dan kort jy 'n kaartjie. Jy moet 'n kaartjie koop. En oupa wys toe, nee, hulle moet hy moet 'n kaartjie hê hemel toe. En
Frikkie dink toe nou maar, dis 'n slim plan. Hy gaan nou vir hom 'n kaartjie kry hemel toe. Dink julle dis 'n goeie plan? Ek kan maar volgende een. En Frikkie gaan daar in sy oupa se studeerkamer en hy kry vir hom 'n pragtige stuk papier, né? En hy besluit toe nou die papier is sy kaartjie hemel toe, né? Nou hy besluit toe hy gaan hier op die kaartjie skryf: Frikkie gaan hemel toe. En hy het toe sommer nou, hy is baie cool, né? Hy het self sy handtekening daarby gesit. Né? Hierso is Frikkie se kaartjie. Dis cool, né? So eendag as hy by die hemelse hekke kom en hulle vra vir hom jy wil inkom, wat het hy? Dan kan hy mos ingaan, né? Maar toe, wanneer gaan ons hemel toe? Ja? As ons doodgaan, nou wanneer gaan ons doodgaan? Nie noodwendig nie, mens kan enige tyd doodgaan, né? As baie jong kinders wat al dood is, ongelukke, verskillende dinge, siektes, so mens kan enige tyd doodgaan, ek kan nou doodgaan, en Frikkie besef toe maar hy moet sy kaartjie by hom hou heeltyd, want hy weet nie wanneer hy gaan doodgaan nie, okay? So Frikkie, ek kan my volgende een, hy het nou sy kaartjie by hom, sien julle, daar is hy besig om te speel so met sy maatjies, en wat is in sy hand? 'n kaartjie, né? En hulle speel toe, en hulle speel, maar hy wil nou bietjie swaai, en hy wil spring, so hy druk sy kaartjie sommer hier so onder sy hemp in, en nou kan hy mos lekker speel, né? Hy kan daar spring en swaai, en kyk wat gebeur met arme Frikkie se kaartjie. Kyk daar so lê sy kaartjie opgevrommel. Gaan hy nou in die hemel kom met so 'n mooi kaartjie? Nee, want die kaartjie is nou opgevrommel. Dis terrible. Kan my volgende. En hy kom by die huis en mamma is gelukkig daar, en arme Frikkie, sien julle Frikkie se gesig. Frikkie se hart is so seer, want hierdie kaartjie werk nie. En hy vra toe vir mamma, mamma, wat moet ek doen om in die hemel te kom? En kom ons kyk wat sê mamma. Wie kan verby lees? Jy moet 'n goeie mens wees. Nou Frikkie vat toe sy papiertjie en sy kaartjie, en hy vou hom so. Ek gaan vir julle nou mooi wys dat julle kan sien wat gebeur. Die kaartjie, mamma sê jy moet 'n goeie mens wees. Sien julle, dit lyk amper soos 'n shap-shap, né? Maak gou shap-shap. Jy moet 'n goeie mens. Nou, hoe is mens 'n goeie mens? Kom ons kyk bietjie wat het Frikkie alles gedoen. Wat doen hy nou daar? Hy was die skorrel goed. Kom ons kyk wat het hy nog gedoen. Hy het al sy huiswerk gedoen. Hy het selfs die wiskunde huiswerk wat so lank vat, het hy sy huiswerk gedoen. Wat het hy nog gedoen? Wat se boek? Bybel gelees. Ja, is dit 'n goeie mens? Ja, hy is nou 'n oulike seentjie. Die volgende een. Wat doen hy hierso? Hy deel sy lekker toebroodjie met sy maatjie. Ja, daai maatjie lyk asof hy dit baie bly is. Kom ons kyk wat is nog. Maar toe. Sien, hy is 'n swaai. En wat, hou Frikkie van die swaai? En kan julle glo, nê? Frikkie sien toe maar daar's een van sy ander maatjies is op sy kant van die swaai. En Frikkie, nê, dit begin borrel hier in sy hart en hy begin kwaad word. En hy gaan daarso na sy maatjie toe en die volgende oomblik toe klap hy daai maatjie. Laat die arme maatjie daar sit met trane in sy oë. En ongelukkig het die meneer dit gesien, en jette, daar is Frikkie nou. En die meneer sê vir Frikkie, Frikkie, jy is die stoutste kind in die klas. Frikkie probeer mos nou, hè? Is hy nog 'n goeie mens? Nee, want hy het woede en kwaad in sy hart. Ag nee, gaan Frikkie hemel toe? Nee, kyk hoe lyk hy, kyk wat doen hy. En arme Frikkie, kyk hoe hartseer is Frikkie daar. Hy is in 'n toestand, want hy kan nou nie meer hemel toe gaan nie. En hy besluit toe, hy moet 'n oplossing kry. En op pad huis toe kry hy sy boetie. En hy vra vir sy boetie, wat moet ek doen om hemel toe te gaan? En kom ons kyk wat sê boetie vir hom. Wat moet hy doen? Gaan kerk toe. En sy boetie vou sy kaartjie. En hy wys vir hom mooi, jy moet
Wie van julle was al in die kerk? Rarig, was jy al in die kerk? Jo, ek kan dit nie glo nie, né? Julle is in die kerk, ja. En hy gaan toe kerk toe, maar julle weet mos partykeer as dit nou net 'n normale diens is, dan praat die dominee verskriklik lank met sulke groot woorde en jy verstaan nie wat gebeur nie. En wat gebeur dan baie keer in die kerk? Jy raak so 'n bietjie moeg, né? Maar Frikkie was kerk toe. En hy dink toe nee, hy's nou Shapshanana, gaan hy nou hemel toe? Hy dink hy gaan nou hemel toe. Kom ons kyk wat gebeur volgende. Sorry, daar gaan hy kerk toe. Ek het daai slide vergeet, ek kan maar die volgende een. Die volgende oggend kom hy by die skool. Wat het gebeur by die skool? En wat gebeur? Hy Frikkie raak so kwaad teen sy hart, nee. Hy vergeet sommer dat hy gister in die kerk was en hy klap sy maatjie. Laat sy arme maatjie daar trek. En daar kom die meneer weer en hy trap vir Frikkie uit van 'n kant af. En hy raas met Frikkie en hy sê Frikkie, jy is die slegste kind in die skool, nie net in jou klas nie. Kyk wat doen jy? En hoe voel Frikkie se hart? Hy kry dit net nie reg om 'n goeie mens te wees nie. Hy probeer dan alles. Hy was dan al in die kerk gewees. En dit werk nie. En arme Frikkie stap daar weg. Sy hart is baie seer en daar kry hy sy sussie. En hy dink toe nee. Oupa weet nie wat is reg nie, mamma weet nie, boetie weet nie, maar dalk sal sussie weet. En hy vra vir sussie, kom ons kyk wat was sussie se raad. Jy moet net bid. Sy vat sy kaartjie en sy vou hom so middeldeur. En hy besef dit is soos 2 hande wat toe is. Hy moet nou Frikkie besluit toe, hy gaan nou elke oggend sy wekker stel. Hy gaan 5 minute voor hy moet skool toe gaan hy bid. En dan gaan hy op sy kniegies en hy sê dankie Jesus vir mamma en 'n pappa en 'n boetie en 'n sussie en 'n papegaai. Amen. En dan gaan hy skool toe. En in die aand kom hy weer by die huis. Wat bid hy? Dankie Jesus vir 'n mamma en 'n pappa en 'n boetie en 'n sussie en 'n papegaai. Amen. Dink julle dit het gewerk? Gaan hy nou hemel toe? Hy bid dan. Dink julle so? Ja, hy bid mos nou. So kom ons kyk wat gebeur. Hy voel sommer nou so goed. Het julle al gevoel, dit voel of jy so butterflies in jou hart het. Jy voel jy's nou sharp, jy's nou 'n goeie mens, né? Want hy het nou 'n goeie mens gewees, hy was kerk toe en hy het gebid. Maar kom ons kyk wat gebeur volgende. Frikkie, en lyk my die maatjie leer ook nou nie sy les nie. En Frikkie kom by die skool en daar is sy spesiale maatjie op sy spesiale swaai. En voordat Frikkie hom kon kry, toe begin dit weer borrel hier. Al daai butterflies van toe hy nou gebid het is weg. Hy's kwaad. Wie van julle was al kwaad? Nee, jy weet as jy dit begin so borrel hier in jou hart. En voor hy hom kon kry toe, klap hy sy maatjie. En daar is die meneer weer. En die keer sê die meneer vir hom nee, maar jy gaan nou in die kantoor beland en ek gaan nou jou ma bel want die meneer het nou genoeg gehad. Hoe dink julle voel Frikkie? Hy is moedeloos, hy dink jy gaan hemel toe? Ag nee, ou Frikkie. En hy is toe daar na die hoof se kantoor toe en die hoof sê toe nee, maar dis die laaste waarskuwing as Frikkie weer iemand slaan by die skool, dan gaan hy geskort word. Wil jy geskort word by jou skool? En Frikkie besef, hy is nou in groot moeilikheid. Hy het nou nie meer, hy beter nou plan maak, hy moet verander. Hy kan nie so aanhou lewe nie, die sonde in sy hart is besig om sy lewe te verwoes. En Frikkie gaan, en hy stap huis toe, maar pad huis toe nie, is daar so kwaad in Frikkie nie. En hy vat hierdie kaartjie, en hy dink gehou, kom ons kyk, wat het hy nou alles probeer? Hy het en weet julle, in daai oomblik vat Frikkie hierdie kaartjie, en hy skeer hom middeldeur. En hy gooi hom sommer daar op die grond, en hy sê, die ding werk nie. Kyk nou al hierdie, dis net 'n stuk papier, en ek het nou alles probeer, maar die kaartjie wil my nie in die hemel kry nie. En arme Frikkie sit daar, en hy huil, en hy huil, en hy huil, en hy weet nie meer wat om te doen nie, en hy besluit toe maar wag, hy gaan nou maar nie die papiere hier los nie. Hy gaan na huis toe gaan, en hy begin toe na die papiere so, en hy dink, o, jete, nou gaan ek definitief nie meer hemel toe nie, en hy kyk so die stukkies, hier staan gaan, o, jete,
Maar ai, arme frikkie, en toe hy sien, maar hier is nog 'n stukkie wat groot is, en toe hy begin opvou. Weet julle wat sê so? Wat is dit? 'n Kruis, jy kan die volgende een. Die kruis, en daar besef frikkie, die enigste kaartjie hemel toe is die kruis. Nou wat, moet ek 'n kruisie om my nek dra? Nee, wat beteken dit? Kan jy volgende een toe gaan? Of wag, sorry, ek kan een terug, ek dink is die versie. Hierdie een. En weet julle wat doen frikkie daar? Hy onthou wat die juffrou, onthou julle heel aan die begin die juffrou wat vir hom vertel het van die hemel en die hel. Daai juffrou het ook eintlik vir hom die geheim gegee en gesê, frikkie, as jy wil hemel toe gaan, is daar net een manier en jy moet vir Jesus vra, want Jesus het aan die kruis betaal vir jou sonde. En hy het jou straf gevat. Jy moes eintlik aan die kruis doodgegaan het. Maar wie het op die kruis vir ons doodgegaan? Jesus, hy het betaal. En jy moet vir Jesus vra om jou sonde te vergewe. En net daar het frikkie op sy knie gegaan. Het hy nou net gebid vir sy papegaai? Nee, maatjies, hy het gebid en hy het besef, sy hart is vuil en vol sonde. En hy het net daar bely hy dit. Hy sê, Jesus, my hart is vuil en vol sonde. Ek het soveel keer al my maatjie geslaan. Ek het alles probeer. Ek kan nie my eie hart verander nie. Sal Jesus my asseblief vergewe? Sal Jesus my 'n nuwe hart kom gee? En toe, die volgende oggend, wat gebeur? Maatjie is al weer op sy swaai. Maar, wat het frikkie nou gister gedoen? Nee, met die kruis, wat het hy gedoen? Wat het hy gebid? Dat Jesus hom sal en 'n nuwe hart gee. Baie mooi. Nou, wat dink julle het frikkie toe gedoen? Hy het mos nou 'n nuwe hartjie. Gaan hy aanhou om sy maatjie te slaan? Kom ons kyk, wat het frikkie toe gedoen? Hy het gaan vertel. Wat het hy vir sy maatjie vertel? Is hy dieselfde frikkie as gister? Hy is 'n nuwe frikkie. Jesus het hom 'n nuwe hart gegee en daar vertel hy vir sy maatjie en toe sien hy vir die eerste keer, sorry, daar by die vorige een, daar's actually 2 swaaie, so hy kan maar net langs sy maatjie swaai. Nee. Maar hy sê toe, ek wil wag, voordat hy doen, hy vertel toe vir sy maatjie, maar nou wil ek julle toets. Nee? Daar gaan ietsie staan, nou moet julle vir my sê, is dit waar of vals? Ok? So lees gou mooi, ek gaan hemel toe, deur al die goeie dinge wat ek doen. Is dit waar of vals? Maar het dit gehelp om 'n goeie mens te wees? Het hy sy hart verander toe hy die skottelgoed was? Al het hy die skottelgoed seep gedrink, sal dit sy hart verander? Nee, al drink ek ouma se oumou, sal dit help? Nee, so luister gou die volgende een, is dit waar? Nee, al is ek die beste kind in my klas, al doen ek die beste, al het ek die beste punte, al luister ek vir mamma, die Bybel sê, want ons is almal in sonde ontvang en gebore. Ons almal is gebore met daai probleem van sonde in ons hart, en al is ek hoe goed, baie mense dink, ja, daar's 'n skaal. Hulle dink, as ek nou net bietjie meer goed is as wat ek stout is, gaan ek hemel toe. Werk dit so? Nee. Al doen jy al die goed in die wêreld, al begin jy 'n barmhartigheidsorganisasie, beteken dit jy gaan hemel toe? Nee. Jy kan nie hemel toe gaan deur die goeie dinge wat jy doen nie. Okay, die volgende een. Lees gou daar, ek moet eers myself reg kry voor ek na hemel toe gaan. Moet ek myself regmaak? Kom ons kyk. Wat sê julle, vals? Volgende een. Dis vals. Ek kan nie myself regmaak nie. Nee? Dis basies soos 'n goeie mens. Die volgende een. Kan ek myself verander? Vals. Ek kan nie myself verander nie. Volgende een. Bid, Bybel lees en kerk toe gaan is genoeg om my hemel toe te vat. Is julle seker? Ja, al gaan ek elke Sondag kerk toe, dit gaan nie my hart verander as ek net daar sit en slaap nie. Volgende een. Ek kort iemand om hemel toe te gaan.
Dink gou mooi, ek kort iemand. Hoekom is daar iemand met 'n hoofletter geskryf? Kom, sê julle dis waar? Kom ons kyk. Dis waar. Ek kort iemand om hemel toe te kan gaan. En dan gaan ons afsluit met versie. Kom ons kyk die volgende een. Wie is daai antwoord? Jesus is daai iemand. Volgende een. Jesus wat aan die kruis gesterf het. Dit is al hoe ek in die hemel kan kom. Dis waar, né? En dan volgende een. Wat moet ek doen? Beteken dit ek moet nou maar net los en sê, okay, Jesus het vir my gesterwe? Wat moet ek doen? Ek moet na Jesus toe kom, net soos wat ek is. En dalk sit jy vanoggend hier en jy besef, maar jy is soos Frikkie. Jy het al kerk toe gegaan, jy het al goeie goed gedoen, jy het al alles probeer, maar binne in jou hart weet jy, as jy in die aande in jou bed lê en is stil, dan is daar vuil gedagtes in jou hart en jy is kwaad en daar's hierdie goed wat leef in jou hart. Wat moet jy doen? Jy moet na Jesus toe kom, net soos wat jy is, en vir Jesus vra om jou te vergewe en jou 'n nuwe mens te maak. Volgende een. Jesus sal my verander en Jesus sal my maak om te wees soos wat hy is. Volgende een. Dan gaan ek bid, Bybel lees en kerk toe gaan, nie om myself te verander nie, maar om Jesus beter te leer ken. Dis nie genoeg om my hemel toe te vat nie, maar dis goed. Dis goed om Bybel te lees, dis goed om te bid, dis goed om kerk toe te gaan. Ek is so bly julle is hier vanoggend. Maar dit is omdat ek klaar, dan moet dit wees want ek wil vir Jesus beter leer ken. Ek doen dit nie om in Jesus se goeie boekies te kom nie, né? Want as jy jou hart vir Jesus gegee het, dan word Jesus jou beste vriend, né? En dan wil jy hom beter leer ken. Sê nou maar ek besluit nou ek is jou maatjie, maar ek praat nooit met jou nie. Gaan dit werk? Nee, want maatjies praat met mekaar. En net so sê baie mense dien vir Jesus, maar hulle praat nooit met Jesus nie. Hulle lees nooit die Bybel nie. Gaan dit werk? Nee. So dan moet ons bid, Bybel lees en kerk toe gaan om Jesus beter te leer ken. Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe en niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. En ek wil hê ons gaan gou vir julle 'n liedjie leer wat daai versie vir julle leer. Okay, want Jesus is die weg, die waarheid en die lewe, sommer die ou ene. Dis baie maklik. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. So die moves gaan so, Jesus is die weg, hy maak julle pad. Jesus is die weg, dan die waarheid, want die Bybel is die waarheid, en dan lewe, vir lewe. So ons gaan weg, waarheid, lewe, en dan die laaste keer gaan ons ander kant op. Lewe, waarheid, weg. Kijk, gaan ons dit probeer, stap gaan op. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Lewe, waarheid, Jesus is die weg. Dieselfde woordjies net 4 keer. Gaan ons dit weer probeer. Kyk, dis maklik. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Lewe, waarheid, Jesus is die weg. Baie mooi, so gaan julle dit onthou? Ja. Is ek my eie weg? Nee, wie is die weg? Jesus is die weg. En ek wil julle uitdaag, ek gaan nou vir 'n visvra vir ons af te sluit. Maar dalk sit jy hier. Ek wil vir julle sê hier's baie van die ooms. Ek is hier, oom Vis is hier, Tanya Nel en my. As jy vandag sê, maar jy het nie vir Jesus in jou hart nie. Jy's nie seker. Onthou julle daar in die begin het die Juffrou gesê dis of 'n ewige lewe of 'n ewige straf. En jy besef, maar as ek vandag moet doodgaan, is dit die ewige straf wat vir my wag. Jy kan vandag, soos wat Frikkie gebid het, kan jy vandag, saam met een van die ooms en tannies hiervoor, kan jy kom bid en jou saak met Jesus regmaak. Maak dit sin? Maak dit sin? Ja. Okay, dankie julle.
Ek hoor nou die dag, dit staan hier Renel Becker. Sy was die oralis daar by Germiston verlang, hulle is in Alberton gemeente, vra ek, dis Tannie Riet se boesemaatjie. Vra vir wanneer het sy haar lewe vir Jesus gegee? Sy sê, weet jy vis, toe ek 2 jaar oud was. Ek sê onmoontlik. Kan julle iets onthou van toe julle 2 jaar oud was? Dit is unpossible. Weet julle wat is unpossible? Dis drype Engelse toetswoord daai. Ja, dit is op 2 jaar oud, sy sê vis, ek kan dit onthou soos gister. Ek het vir my mamma ek het vir haar gevra, mamma, hoe gaan ek hemel toe? Sy sê ek moet my hart vir Jesus gee en sy bid net toe sy 2 jaar oud was. Ek is daar so in Otjiwarongo, dis in Namibië, klein dorpie, so klein dorpie. Die kerk is groter as die hele dorp. En ek bid daar saam met 'n 8-jarige seentjie, HD was sy naam. En ek bid saam met HD en hy het daai dag sy hart vir Jesus gegee. 'n Oorgawe gemaak. En toe kom weer sien, lyk HD soos 'n nuwe HD. Hy's sommer HD. Hy's sommer 'n nuwe mens en ek sien vir HD en ek sê HD, wat het gebeur? Hy sê Jesus bly nou hier binne my hart. Ek's 'n ander mens. Wie jy nie ook so kan sê nie? Wie nie ook kan sê weet jy Jesus het my hele lewe verander nie? Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons. Terwyl almal se oogies toe is, wil ek vir die maatjies en enigiemand in die gemeente vra, as daar iemand is wat wil hê dat hom vis vir jou bid, om sekerheid te kry. Miskien is dit nie die keuse nie, maar net te vra en sê, bid vir my, ek wil ook my hart vir Jesus gee. Wil jy nie jou hand opsteek nie? Sommige net daar waar jy sit en sê, vis, bid vir my, ek wil ook my hart vir die Here gee. Enigiemand? Enigiemand? Dankie. Ja, terwyl ons oë toe is, wil ek net sê, as jou hand opsteek, beteken nie jou hart vir Jesus gegee nie, maak julle oogies toe. As jou hand opsteek, beteken nie jy het 'n behoefte. Jy moet die keuse maak, jy moet jou hart vir Jesus gee as jy wil. Niemand forceer jou nie, hoor. Here Jesus, baie dankie vir elke maat, elke hand wat nou opgegaan het, ons bid vir hulle, Here, dat U hulle sal beet kry, om hulle te bring op daardie punt, wat hulle totaal en al, soos Frikkie gemaak het, sal op die einde van hulle eie probeer sal wees, wat hulle net sal besef, net Jesus kan my red. En dat hulle op daardie oomblik sal die naam van Here aanroep en hulle sal gered word. Johannes 1:12 sê vir hulle wat hom aangeneem het, dat ons Jesus sal aanneem in ons harte as koning, sê hy daarso, hulle het die kinders van God geword. Ons bid vir elke maat wat hier sit, ons bid vir elke oom en tannie, jong mens, man, vrou, wat hier vandag sit, wat nog nie vir Jesus ingenooi het hulle harte in nie. Dat hulle daardie keuse sal maak om oor te gee. Want Jesus red siele en Jesus verander, selfs 'n 2-jarige dogtertjie of 'n 8-jarige seun verander U. Dankie Here dat ons dit kan bid. Dankie dat ons kan bid dat U ons sal seën vandag met U teenwoordigheid en U wete. Dat U Gees getuig saam met ons gees, dat as Jesus al reeds in my hart is, my siel gered het, dan kan ons getuig, Jesus het my gered, ek weet dit, my lewe is verander. Maar as ek nie weet nie, of as ek nie seker is nie, is die roepstem van die Here vandag nog, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal jou rus gee. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Ons gaan nou afsluit, mevrou sal vir ons speel, né? Gaan ons afsluit met 'n kosbare ou koortjie, almal kan gerus vir ons staan, sodra die musiek begin speel, dan sluit ons af met hierdie kosbare lied. En julle moet mooi luister na die woorde, dan sing ons heerlik saam. Ons gaan sommer staande bly vir die uitspreek van die seën. As Jesus kom op die wolke, wie glorious van dan sal. As Jesus kom op die wolke, wie glorious van dan sal. Waak, bly en geloof, dat niemand jou die kroon ontroof. As Jesus kom op die wolke, wie glorious van dan sal. Nog eenmaal.
liewe gemeente, liewe maats, ontvang die seën van die Here, soos hy dit toebid. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde en teere opsoekende gemeenskap van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met elkeen van u, soos u die aangesig van die Here soek. Amen. Gaan in vrede, en as u nie vrede het nie, bly 'n oomblik agter en u sal Jesus vind en hy is die vrede. Baie dankie. Enige verdere, is ons klaar? U is vandag. Baie dankie.